মুশকিল চলল Yan man. Oo, ikunan. Kalamangan to kayo, Dog. Boros.
last year siya lang kadung siya lang voice ala sukiya kana yun na so damo lang SW dia tu aku oh iya shoo os patitos Yes. Sino lang man. oh Bison din yan. I don't see him. Bison yun. half time kalau keluar voice Yes, Bison. Excellent na yung itim at football. Yes, yes, yes. Iyan lang pa. Hindi hockey. oh Anh má không này, nhiều ngu rồi. 아이고! 자, 불사! 아까 중앙 뒤에가! ano pa bukan
Ele upi carry boat. Buffet kasi amin ha, sa hospitality lahat. Basta, Just. Fucking goal, man! Ja, man! Dino ki bola. Ja, maar beter, man! Jou beter, jou! Lekker beter! Here we go, Eagle Stars! Here we go! Here we go!
go, push! Stai bambine! Yes, man! There we go, Eagles! There we go! What? Alam ka naman si Luz, kahit ako, kumeka doon. Yeah. Sampol meka doon. Sampo. Mangwawin mo man. Next sampol ay Luz. Mangwaw man. Ito yan. Yeah. Asik TV! Oh yeah, itu bukan hak. So, yan, yan, basta. Habis ko ako. Habis ko. Ik gooi alles weg met Rick. Rick, ik gooi alles weg met. Yan, ito yung aspa niya. Kaya tek head ah. Yes,
so. As hulle huis nie maar vandag stap ons in hulle bed. Kom hier, Kas! Ai, hier wat kan nou aan. Ai, hier sien jy wat kan nou aan. Ons speel hier nie, boys, ons speel nie. Ons eet hulle. Hey, boys. Oh, baie dankie meester. As jy hier van of ons sit hier. Okay, okay. Ja. Ja, die trui hulle kom net so goed. Die manne se trui is net so goed. Also. Oh. Yes, recht meester. Jee. Ons moet nog alles speel, ja. Ja, pas op die kant, pas op die kant. Biar, boys, biar. Alam tani pangis. Hy ding doen. Ons wys hulle boy. Boy doen. Hæ? Ja.
Aduh, mau teraya. Kom boy! Ons doen dit net hier. Ons doen dit net hier, boys. Laat niemand die Dian! Mooi boys, man! Druk hulle maar nee! Wys hulle! Wat maak dit David? Big star boys! Big star boys! As hy maar nee! Druk hulle boys! Druk hulle! Mooi man, nee! Mooi! Salavius! Ons reset, boys! Ons reset! Kop maar op! Wat is daar nou? Huh? Also, Wat is daar nou? Je plakt met je plakt met Ayun. Hello! Yo! Wah, ba't ikaw iskipin ko sila? Alam mo, tutulak ka na. Asala, combos! Combos, you guys!
Is waar links staan is wen. Daar links staan wen is. Nice. Yes. Ada meer de bal. Het pad gaan lopen. Oke, baca terus biar bagus. Tapi kita Zo tama iki Is jullie met elkaar mee? Hoe heb je zo? De schouders. Ah, ik ben verstaan, man. Ik zei niet sorry voor de ouders. Maar ik moet zo zeggen. Nee, misschien niet. Ik zei niet sorry. Oké, ik zeg oké. Ah, zeg. Ik denk zeggen. Penalty mas na ref. As meer as 'n meter. Ja, bro. Penalty try. As ja manne. Ons sê vir as hulle huis, ons slaap in hulle bed vanaand. En dat is terug in de tweede helft van die wedstrijd tussen Seagulls en Sedgefield Eagle Stars. Die team heeft die bal in de hand en die is recht voor die afschop van de wedstrijd. De scheidsrechter zoekt aan die linesman wat nou opkomt op je veld op. En die scheidsrechter is recht. En hij kijkt aan zijn horloge en hij zegt dus die 10 van Seagulls wat afskop en daar gee hulle aanslaan as nou Dian Marits wat die bal het en daar is 'n rak. Ons 9 Isren Damani het die bal en hy gee aan vir Junaid Reuters wat weet afskop agter die skop vir die 15 van Seagulls op en onder van Seagulls 15 en dis Charlton Mentor met die bal en hy gaan in en dit is 'n rak. Hy gee weer en dis weer Isren Daimani. Gee dit weer vir Junaid Reuters en hy gee weer vir Royston. Royston gee weer aan en hy gaan aan, hy hou aan en dit is 'n rop. Dit is 'n rop van Seagulls nommer 4. En hy is in. En dis die 9 van Seagulls gaan in. Die 8ste man gaan vorentoe en hy contest met die bal. Hy is weer vorentoe en dit is vas. Die 9 van Seagulls en hy gee aan vir die nommer 19 wat plaasvervanger is. Junaid Reuters wat hom daar het en Junaid Reuters het hom plat gevat. Dis weer Brendan Kasanya wat gesuis het maar nie geslaag het daarin om die teenstander grond te neem. En hulle tik vinnige tik en Brendan Kasanya gaan in maar hy mis en daar druk Seagulls 14 vleuel 3 aan die regterkant van die veld en dat is nog 5 punte voor de Eagles. Dus nu tans 18 voor Seagulls. 17 Eagle Stars en 18 voor Seagulls voor die skop naar die palen.
Seagulls skopper staan vir die pale en hy vat die skop en hy slaag toe nie daarin om die skop suksesvol af te handel nie. Dit is nou weer 'n reset vir die wedstryd tussen Eagle Stars en Seagulls. Die skeidsregter staan op die lyn gereed vir die 10 wat Junaid Reiters is om in te skop en die wedstrijd weer van vooraf te begin. Junaid die Reiters staan gereed en hy skop in vir die nummer 19 van Seagulls en hy hardloop 'n goeie loopie en hy gee weer aan vir die nummer 13 van Seagulls en dis weer vas. Hy gee vir die nummer 23 van Seagulls en Brendan Kasanya jaag die bal en kry hom. Hy doen so goed. Die man is soos 'n bleklebbe is 'n oopmaaks. Dian Marits wat die loopie opvat vir Eagle Stars en Ezrin Damani wat weer op sy skeidsregter scrum half posisie is om terug te skop en hy slaag nie daarin. Ruben Botha vat die bal op en slaag nie daarin om het ver te vat en Ezrin Damani het die bal en dis weer vas. Junaid Reiters wat ons fly-half is van die bal en hy gee dit aan vir een van die plaasvervanger wat opgekom het. Is Ezrin Damani wat die bal het en hy gee hom terug en dis weer 'n rak. Dit is Malcolm Hartnick wat weer op bal geval het en het hom teruggegee en dis weer 'n rak. Dit was 'n rap van Seagulls Rugby Football Club en dit is nou 'n bal. Dat verander in 'n rak. Die 9 van Seagulls gee die bal vir die nummer 6. Die bal is aangeslaan en dis weer Jairen Jansis wat die bal aanvat en dit is offside van Jairen Jansis. Daar is 'n speler wat tans aan die bestuurkant is, Brendan Kasanya. Die skeidsregter weet nie wat om nou te doen nie. Hy sê dit is 'n scrum. Brendan Kasanya tans op die vloer, maar hy staan op. Dis Charlton Mentor, correctie Charlton Mentor. Hy is weer op en hy is reg om te speel. Die medische zorg is sê vir Charlton Mentor, hy is reg en hy gaan weer terug na sy posisie. Seagulls nummer 23 vat die bal pale toe. Kom ons kyk wat daar vandaan is. Wag, die skeidsregter praat as aan een van Eagle Stars manne. En hy vat die doel en dit is oor. Dit is nog 3 punte vir Seagulls. De kans 27-17 die tuisspan se guns. Skeidsregter wag vir Junaid Reiters en weer sy posisie te vat op die 10 en Ezrin Damani gaan dit oorvat om die bal in te skop. Ezrin Damani op die lyn, bam die bal en is reg om te skop. Daar kom 'n plaasvervanger, dit is Ezrin Jafta wat opkom vir Ruben Botha op die senter, buite senter posisie. Ruben Botha kom af en die skare gee vir hom 'n hande klop vir sy goeie werk op die veld. En dis Ezrin Damani wat ons weer begin. Jairen Jansis wat die bal met sy enkel terugskop en Dian Marits, hy secure die bal en dit is 'n aanslag van Malcolm Hartnick. Dit is Junaid Reiters. Dit is Evron Jafta wat die bal ingevat het en hy was neergeslaan grond toe. Dit is weer vinnig getik en dit is Ezrin Jafta wat die bal nou weer het. Gee dit aan vir Dian Marits wat agtertoe geslaan is. Brendan kry die bal, maar die skeidsregter sê daar was 'n voordeel gegee. Junaid Reiters het nou weer die bal en hy gaan lyn toe met dit. Hulle roep 'n scrum op
En dit sal 'n scrum wees. Eagle Stars se guns. Royston Dirk wat vir Everin Jafta 'n ander klub gee, sê goeie werk van ons nommer 19. Ook 'n plaasvervanger vir Eagle Stars rugby voetbalklub was. Skeieregter gesels aan die voorspelers van Seagulls. Hulle is tans in 'n posisie om te scrum. Morne de Wit reg om te druk. Druk sy kop in. Israel Damani gooi die bal in en dit is Eagle Stars wat druk. Is 'n voordeel vir Eagle Stars en dis Morne de Wit wat die bal het en hulle gee die bal terug. Israel Damani weer op sy pos en gee vir Dian Marits. Dian Marits wat druk. Moeilik om te kry en Dian Marits is moeilik om grond toe te kry. Hy is wel tans ek dink en as Marcus Hartning wat die bal het en hy is baie na aan die pale. Dit is weer 'n raak en Israel Damani gee aan vir Royston Dirk wat neergevat was grond toe. Israel Damani wat weer op sy posisie is. Dit is weer 'n raak vir Eagle Stars. Israel Damani vat die bal self en hy is weer grond toe geval. Nog 'n raak daar vir Eagle Stars. Sukkel, maar ons kom daar. Hulle is agter die doellyn en dis 'n doel vir Eagle Stars. RSC stryd van Sitsfield wat gedruk het en ons is weer aanlyn. Ons kom weer by. Dit sal 22 wees vir Eagle Stars. 21 vir Seagulls. Dit is Charlton Mentor wat ons palle toe sal vat. Sit die bal op, sit hom weer in posisie. Okay, dis korreksie, dis Brendan Kasanya wat die bal palle toe sal vat. Charlton Mentor. Hy vat die bal palle toe. Hy vat sy eerste tree. En dit is suksesvol. 'n Suksesvolle palle toe gaan vir Charlton Mentor en Eagle Stars rugby voetbalklub. Wat dis die telling 24-21 na Eagle Stars se guns. Ons is weer terug met 'n afskop van Seagulls se kant af met die doel van Eagle Stars RFC. En so nommer 23 van Seagulls skop die bal in. Dat is Jairen Jansis wat die bal tans vang en Brendan Kasanya skop hom uit na die EAL van Seagulls. Die EAL van Seagulls maak hom heel loop nie en is verby Royston Dirk en hy slaan die bal terug aan. Die voordeel. Offside voor Seagulls RFC. En hulle besluit toe om Hulle is agter dom daar toe. Miskien wat hulle gaan besluit. Skeieregter is tans besig om te gesels met Michael Wayne wat gaan jammer, dis Kurt Reuters wat gesels het saam met skeieregter. En hulle is in 'n gesels Eagle Stars en met mekaar. Kurt is tans besig om te gesels aan Eagle Stars se spelers. Dit is 'n strafskop vir Seagulls en die nommer 23 vat die bal by die lyn uit. En Lensman sê dis omtrent 6 meter van die doellyn en Israel Damani wat die bal weer terugskop vir die hakker van Seagulls. En die hakker is in lyn en die lyn staan af te handel. En die
bal is gekry deur Seagulls en dit is 'n rolmaalbeweging vir Seagulls wat gekeer was en dit is 'n doel vir die kant van Seagulls. Is 'n doel vir die kant van Seagulls deur die rolmaalbeweging wat baie goed gegaan het en die spelers van Seagulls is weer besig terug in posisie te val en die een wat die gaan vat, die nummer 23 van Pale toe om die conversion af te lê en hy sit die bal op die team vat sy paar stappies terug kyk na die Pale en is besig met wat hy moet doen hy staan, hy kyk en hy kyk hy vat sy eerste tree vorentoe en dit is onsuksesvol afgehandel deur die nummer 23 van Seagulls. Tonight Raiders wat sy pad na die 50 stap en Eagle Stars loop met die begin na die doel van Seagulls after. Is Randamani wat die skop sal vat. En die scheidsrechter is niet besluit. Is Randamani wat inskop net verby die 5. Dit is Zairen Zantzis wat die bal gaan kry en Roshan Petersen het hom toe afgevat by Zairen en dit is nou weer is Randamani wat vir Dean Marits gee, Dean Marits wat ingaan en dis baie moeilik om vir Dean Marits Eagle Stars flank weer te sit en dis Ezrin Zafta wat die bal opgevat het en dat was toe meer grond terugvat. Tonight Raiders wat hom in die lug sit vir Roshan Petersen en Roshan Petersen slaag daarin om die verleeuw van die Seagulls nie grond te vat. Hulle gaan en hulle skop uit en dit is toe uit Zairen Zantzis wat die daarin slag om die bal in die veld te hou en dit is alleen staan en Eagle Stars se guns. Kurt Reuters wat sy pad sal maak na die lyn om die lyn staan weer op te vat vir Eagle Stars. Kurt Reuters wat die bal vang en dit is Eagle Stars en dit is die Reuters wat vir Evren Jafta gee wat dit deurbreek maak en die scheidsrechter sê dit is vorentoe gespeel. Dit is 'n voordeel, dit is scrum vir Seagulls. Ons het 'n highlight spel van Eagle Stars rugby voetbal en dit sal Seagulls om te bewys. Spelers maak hulle pad om die scrum af te lê. Is Randamani wat in sy posisie staan om sy oppositiespeler te wen. Dit is die 9 van Seagulls, die nummer 6 wat agste man speel en hy gee aan vir die nummer 15. Nummer 15 gee aan vir die vleuel van Seagulls en hulle gee aan weer vir die binnensenter, buitesenter van Seagulls en dit is 'n strafskop vir Eagle Stars en hulle vat dit vinnig tik en dis Brendan Kasanya wat die bal opvat. Hy gee dit aan vir Royston Dirk wat weer rommel. Kurt Reuters wat die bal aangee en Roshan Petersen wat die bal weer vat en die vleuel is advantage vir Eagle Stars. En dit was 'n aanslaan van Seagulls. Die scheidsrechter sê tans dis 'n aanslaan van Seagulls en dit sal 'n scrum wees in Eagle Stars se guns. Spelers van Eagle Stars wat hulle pad maak na die scrum en Mohamed wat agter staan as agste man is Randamani wat reg is om die scrum af te lê. Kyk rond en dit is 'n bind vir die scrum. Is Randamani wat die bal ingee. Hulle slaag nie om te druk en is Randamani gee aan. Dat is 'n voordeel vir Seagulls.
deur Eagle Stars wat die scrum gedraai het. En Seagulls nummer 23 wat fly half speel sal die bal by die lyn uitvat. Kijk je even bij de rugby En daar vat hy die skop. As jy uit die. Is uit. En die scheidsrechter sê dit sal 'n lynstaan wees. Selfs as die lynstaan. Dit is die akker van Seagulls wat sy pad maak, pad lyn toe. Om die lyn staan af te lê. Jan Godfrey maak sy pad na die veld toe en dit sal Ezrin nie jammer, Royston Dirk wees wat hom sal vervang. Royston Dirk maak sy pad af van die veld af. Brendan Kasanya skuif buite senter toe waar Jan Godfrey weer op sy vleuelposisie sal wees. Dit is nou Seagulls se bal en dit is 'n rolmal beweging van Seagulls en hulle slaag daarin en dit was suksesvol en hulle was weer grond toe gevat. Die nummer 9 van Seagulls gee die bal vir die nummer 10 en hy is slaag nie daarin om het suksesvol te maak en hy gee vir nummer 23 wat weer grond toe gevat is deur die speler en die bal was gevat en die scheidsrechter sê dat was ook in kant van die kant van Eagle Stars. Dat is more my bewet dat 'n geel kaart gekry as speler van Eagle Stars. Scheidsrechter stuur hom van die veld af. Ek dink dat hy nie weer sal terugkeer na toe. Scheidsrechter sê dit is 'n strafskop vir Seagulls en hulle vat die bal. Dit is 'n pakkie. Dit is 'n rolmal beweging en hy was gewoon te gevat. Die 9 van Seagulls is hy gee die bal aan en dat is die bal was opgehou deur voordeel van Seagulls dat die scheidsrechter gee. Die scrum skakel van Seagulls het tans die bal en hulle sê dit sal 'n scrum wees. Die scrum skakel van Seagulls het tans die bal om die scrum af te lê. Scheidsrechter gesels aan Jan Marits en die scrum is nog nie aan die gang nie. Maar hulle nou besig is om die scrum af te lê. Hulle sak die scrumskakel van Seagulls het die bal. Dit is punt en hulle druk en dit is 'n moeilike loopie en die nummer 21 van Seagulls druk die 3 en dit is 5 telling vir Seagulls. Die tellingbord vir die span, thuisspan Seagulls en die nummer 23 sal die skop pale toe. Die scheidsrechter verduidelik aan Eagle Stars spelers wat gebeur het en nummer 23 is vat die skop en dis suksesvol. Die scheidsrechter lag sy hand op wat nog 2 punte vir die kant van Seagulls. Die thuisspan sal wees en Junaid Reuters is op pad na die medische hulp toe en maak sy terugkering na die veld. Ek dink dis Ezrin Damani die wedstrijd weer gaan begin vir Eagle Stars en Seagulls na die doel van Seagulls waar hulle 7 punte suksesvol afgelê. Ezrin Damani wat weer inskop, Sean Peterson wat jaag en Tyron Zantzis wat nie daarin slaag om die oppositie speler grond te neem. Dit is nou kans die speler op
Raymond Krieger wat die bal opvat en dit was weer gewin van die Seagulls-speler. Dit is aanslaan van Eagle Stars en dit keer die strafskop van Seagulls waar daar vorentoe aangegee was vir die kant van Eagle Stars. Israel Damani wat gesels aan sy posisie speler en hy is weer op sy posisie as skrimskakel. Die 7 flank wat sy voete vastmaak en baie lang vat om by die skrim uit te kom. Sy Ranzantis wat weer aansluit by die skrim en die posisie van slot vat. En die scheidsrechter sê dit is goed gekeer. Israel Damani weer op sy posisie geval het. Scheidsrechter sê hulle moet weer terugkeer na hulle posisies toe. Spelers van Eagle Stars en Seagulls het hulle wegkry vir die skrim. Sean Peterson wat gesels aan sy medespan maak. Skrim wat weer aan die gang is en die 9 van Seagulls wat het ingegee. En dat is voordeel vir Seagulls. Gee die bal aan vir die nummer 23, gee dit oor die kop en Charlton Mentor skulp die bal en dat sal terugkeer na die voordeel van Seagulls. Seagulls gee vir hulle nummer 11 wat weer dit aangegee vir die nummer 23. Die strafskop na die lyn sal afleef. Dit is die skopper van Seagulls, nummer 23 wat die bal by die lyn uit sal skop en slaag daarin om die bal uit by die lyn uit te skop. Dit is die hakker van Seagulls wat sy pad sal maak na die lyn en die lyn staan af te leef. Dit is die nummer 24 wat sy pad sal maak en dit is 'n rolmalbeweging wat nie suksesvol daarin is nie. Voordeel vir Eagle Stars en hulle het nie daarin geslaag om die rolmalbeweging suksesvol af te lê nie. Die scheidsrechter sê dit sal 'n skrim wees. Eagle Stars se guns. En Israel Damani op die bal. Die voorspelers van Eagle Stars sal druk om die skrim af te lê. Dit is Israel Damani wat die bal insit en die bal was uitgevat deur die flank van Eagle Stars, Dian Maritz en dit is nou weer 'n raakgee weer terug vir Junaid Reuters wat die bal weer uit gaan skop en was ontvang deur die vleuel van Seagulls en Sean Peterson wat nie daar inslaag om veel grond te vat nie. Dat is nou weer 'n raak en dat is Seagulls se guns. Dit is die nummer 24 wat die bal vinnig tik en hy gee dit aan vir die binnecenter gee dit aan vir die vleuel wat nie daar inslaag om dit suksesvol te maak vir die kant van Seagulls nie. Die lewer gee aan vir die en dat gaan aanslaan van die kant van Seagulls. Die scheidsrechter sê daar is 'n speler wat beseer is op die veldkant en medische zorg maak hy pad op na die veld en die beseerde speler van Eagle Stars te besorg. Scheidsrechter is zelfs aan Eagle Stars spelers. Duidelijk zijn meer en het is Raymond Krieger a.k.a. Boutaab wat sy pad opmaak na die veld. En die scheidsrechter besluit dat sal 'n strafskop wees vir die kant van Seagulls waar hulle lyn toe sal gaan. Nee, hulle gaan die bal tik en hulle is
Druk een 3 in, dat is een 3 voor die kant van Seagulls. Dat is ooit telling op de tellingboord gaan zitten van Seagulls. De thuisspan. En die nummer 23. Zoek aan die key. Ik wacht voor de key en palen te tussen. Dat zijn 3 op de key. Stel de key en steeds recht naar de key tot alles is. 23 van Seagulls. Palen tussen al gat om de doel af te leggen. En de 23 kijk, kijk. Volle vertrouwen in zichzelf, gaat zijn eerste 3 voren toe. Na die palen en dat is onsuccesvol van die kant van de Seagulls. Het doel af te leggen. Dit is zijn medewerkers wat weer de bal zal inschop voor de kant van Seagulls. Ook die thuisspan is zijn medewerkers wat wachten die de spanmaats. Scheidsrechter sê daar sal 'n plaasvervanging kom wat Marcus Hakniek sal wees 'n stuk en sal oorgee. Zoleli Am raak ook sy pad op pad. Ja, maar probeer vir die beste man. Sitsfield Eagle Stars en Islam Damali wat af van die veld af kom. Dit is 'n baie goeie speler van Eagle Stars. Hy is 'n skrimskaper en sy medewerkers begin die wedstryd weer afskop. Vir Seagulls het 'n groot skopie vat en die bal is by die lyn uit. Southampton Mentor wat ook af van die veld af gekom het. Baie moedeloos, maar is wel 'n goeie speler. Dit is tans 'n wenstand vir die kant van Seagulls. Ook die bal sal begin. Daar gaan hulle op. En Eagle Stars se slot wen die lyn staan vir die besit vir Eagle Stars en dit is die stuk van Eagle Stars wat daar deurbreek vir Marcus Hakniek. Wat ook 'n moeilike loopie daar aan het en dis voordeel vir Eagle Stars. Weer vir Raymond Krieger wat die bal sal opvat en dis weer reg. Kom skoot die man. Dit is Zoleli Am wat die bal sal na die lyn toe vat en nog 'n 3 druk vir Sitsfield Eagle Stars. Die man is uitstekend op sy posisie. Zoleli Am wat die 3 gedruk het vir Sitsfield Eagle Stars en nog 5 punte aanteken waar Dian Godfrey sy pad sal maak. Pale toe. Het is Cisco wat vir die key sal opneem en Dian Godfrey die doel sal pale toe vat. Scheidsrechter kom op, sê alles is reg. Cisco die wag vir Dian om sy loopie af te lê. En die ander sê dis nog nie. Ja, vat sy tree, kyk na die pale toe, scheidsrechter sê dis reg. Seagulls van manne, 10 secondes en Dian Godfrey wat sal skop en onsuccesvol. Dit sal afleef vir Sitsfield Eagle Stars. Wat dus die telling net 5 punte sal opskuif vir Eagle Stars. Dit is die nummer 11 wat die bal sal begin vir Seagulls, die thuisspan. Dian Marits wat sy kant na die af van die veld af vir Greg, die speler van Eagle Stars sal laat. En dis afskop van Seagulls. Jaren Jansies wat die bal mis en Zoleli Am gaan in, rolmal beweging en hy gaan gewoon toe. Die 9 Sitsfield Eagle Stars vat die bal en hy gaan by die lyn af en die lyn man sê dit is uit. Dit is
is een strafschop voor City Eagle Stars en Junaid Raiders. Die was te haastig om die bal te tikken. En probeert terug. En de scheidsrechter zei, je moet voeren met tik. Junaid Raiders wat die bal zou tikken en aangas geven voor Kurt Raiders. Kurt wat zou aangeven van zijn speler van Eagle Stars. Het is Jaren Sanchez wat zij die bal zou opvatten en die scrumskakel hier aan. Dian Godfrey hier gaan hij zo vandaag hij is een black label die opmaakt gas en hij vat zijn oppositiespeler weer gewoon toe. Het is thans een raak van de kant van Seagulls. Hij zal gauw moeten spelen en stopt die bal bij die lijn uit. En Roshan Petersen wat nu daar aan slaagt om de bal weer een speel te houden. Kant van Seagulls. Oké, dus Eagle Stars correctie. Die lijnstand van Eagle Stars en Kurt Raiders, maar die bal is al op hier voor de flank van Eagle Stars en de scheidsrechter zegt dat is schief ingegaan. Het zal een scrum wees voor de kant van Seagulls, voor de schief ingaan van Kurt Raiders van Eagle Stars. En de scheidsrechter zegt 5 meter op voor de scrum van Seagulls en Eagle Stars. En de spelers wat Bornay, game hoor. Het is een goede fucking game gehad ook. Reima naar de scrum en dat is aangevangen. De leger van Seagulls wat thans die bal inrol bij die scrum. En dit is een dominerende scrum voor Eagle Stars wat die voordeel zal krijgen. En dit is Opa, a.k.a. Biller, wat die bal zal opvatten en goed gekeerd wordt door de scheidsrechter en voordeel geeft voor de kant van Eagle Stars. Dus een scrumschakel wat zal aangeven voor de center van Eagle Stars, Brendan Cassagna, wat nu daar in slaagt om de bal succesvol aan te geven voor zijn medespanmaat. En de scheidsrechter zegt ons komt terug naar die voordeel toe voor Eagle Stars. Alle was nu op alle positie als 10 meter niet. Scrumschakel zei, de scheidsrechter zei, ja man, de scheidsrechter zei, het zal een scrum is. Voor die kant van Eagle Stars. Eagle Stars is spelers wat gereed is om die scrum af te leren. Waar die vervanger scrumschakel recht maakt voor die scrum om afgeleid te worden. En dat is een voordeel voor die kant van Seagulls, ook die thuisspan wat de scheidsrechter zegt, die mannen heeft voor de 23 wat die bal weer vat bij die lijn uit te scoren. En de 23 wat zijn werk maakt en die bal bij die lijn uit te schoppen. En daar schop hij. Met 23, die schop die bal. Dan dit zal niet uitwees nie. En Junaid Raiders wat die bal ontvangt. En hij geeft goede loopje daar af. Hij is ook een moeilijke man om gewoon te vatten. Die scrumschakel van Eagle Stars. Die bal verloren en de scheidsrechter zegt het is een voordeel en ook een geel kaart voor die nummer 11 van Seagulls waar Opa die van een pik zal vatten van Eagle Stars en hij die bal voor Greg aangeeft. Greg was ook een moeilijke speler om gewoon te vatten, maar de kans opgehouden wordt. En een van die spelers van Seagulls heeft de bal afgevat en die scrumschakel schopt die bal. En dit is Dian Godfrey wat nu op zijn positie is om die bal te vangen wordt. Wat nu weer de bal ontvangen ingang en was weer gewoon te vatten. In zijn positie dat is een strafschop voor de kant van Seagulls. En de 13 waar die bal heeft. Vandaag zal het en zal geven voor die nummer 23. En nummer 23 bonnetje zal spelen wat niet daaraan geslagen heeft om die loopje succesvol af te handelen nu. Maar die nummer 13 die aangeeft voor die nummer 21 hier voor die haker. En die haker gaan voeren tegen die bal. Het is nu weer een
scheidsrechter sê nee, is strafschop voor de kant van Seagulls. Een van Eagle Stars, de speler voor duidelijk niet. Iets weggedoen. Hij heeft zijn arm hoog in de lucht en die scrumskakel van Seagulls waar die bal zou aangegeven worden. De 25 van Seagulls en toe daar by die lyn uit sal vat en dit sal 'n lyn staan wees in die guns van Sedgefield Eagle Stars. Dit is nou weer die Akker Reuters wat sy wat sal maak naar die lyn staan om dit af te lê. Daar en dit gooi in. Dit is die slot wat die bal sal ontvang en is 'n rolmalbeweging wat aan die gang is. Sedgefield Eagle Stars se spelers wat die voordeel kry van die scheidsrechter wat sê dit is hulle strafskop. Evron Zafta, Evo wat die bal opvat en slag net daarin om die loopie suksesvol te maak. Dit is korrek. Speler van Eagle Stars wat die bal opvat. Pas daar vir Junaid Reuters wat sy wat sal maak dat die ja, en Bian Godfrey wat die speler, oppositiespeler was. Tans Seagulls se bal. En dit is baie moeilik is om grond te vat waar die scheidsrechter sê dat is 'n voordeel vir die kant van Seagulls en dit sal hoog vat van Eagle Stars. Daar is baie min tyd voor de kant van Seagulls. Skare speel gevaarlik. De kaptein van de Seagulls sal sê die nummer 23 moet die paal te vat. En hy sê plaas die bal op die grond om 3 punte aan te teken van die kant van Seagulls, die vijfspan, sal hy dit suksesvol aflê. Wat sê julle? Die nummer 23 wat die bal op die voet kyk na die pale en een van die skare wat sê dat sal mis is. Die 23 wat die doelopie sal vat. Hy gereed maak op die skoppale toe. En hy kyk en wag. Hy wil seker maak van die skop. Hy het die afstand, maar hy het nie die direksie van die bal nie. En dit is Opa wat die bal sal vang. Daarmee Ranga en dit is afgrond teruggaan door een van Seagulls gespeel. En skumskakel wat die bal sal paas van die Junaid Reuters wat sy loopie sal eindig in rak. Skumskakel wat die aankoop vir die buitensenter van Eagle Stars, Rusaan Petersen, wat die daarin slaag en die laag wat die suksesvol afgeleid nummer 25 van Seagulls wat die bal aankoop vir die nummer 23. Grond te die vat is deel aan Rusaan Petersen van Eagle Stars en die nummer 15 wat aankoop daar die bal vir die nummer 19. Afgrond te gevat deur Soleli Am. En dat is tans die nummer 24 van Seagulls wat die bal sal opvat. Aankoop vir die nummer 14. Natuurlijk is van Seagulls sal hulle daarin slaag en vorentoe aankoop